van ons lewe. Dis iets wat die Here herinner ons om aan te dink en te geniet wanneer ons by mekaar kom. Die bloed van Jesus, die liggaam van die Here. Ek wil vra dat jy die Bybel sal neem vanoggend. Ek wil vra om by 1 Petrus 1 vers 3 oop te maak. 1 Petrus 1 vers 3. Petrus 1 vers 3. Dit sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons wedergeboorte geskenk het. Are you born again? Geseënd is die Here wat ons hierdie wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop. Sê lewende hoop. Ons het nie net 'n hoop nie, ons het 'n lewende hoop, sê die Bybel. Deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. 'n Lewende hoop deur die opstanding van Christus uit die dode. Daar gaan vers 4 verder, hy sê, sodat ons 'n onverwelklike en onbesmette en onverwelklike erfenis, onverganklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar word. Wat in die hemele bewaar word vir ons. Wat in die krag van God bewaar word deur die geloof, tot die saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in hierdie laaste tye. Daarin verheug julle, al word julle ook nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Weet jy wat Petrus is hierso? Petrus skryf dit en hy is besig om Christene voor te berei vir geslag na hom, vir die beproewing en die lyding en die pyn wat dikwels in die lewe met 'n persoon gebeur. En so maak hy ons almal gereed vir ons behoefte aan hoop. We need hope. Ons het 'n behoefte aan hoop. En ek wil vir julle sê, as pastoor het ek seker nog nooit in my lewe soveel hopeloosheid gesien soos wat ons vandag sien nie. Ons lewe werklik in 'n era van woede, 'n era van angs, ontstelde generasie wat rondom ons is. Daar is soveel angs, daar is soveel eensaamheid, daar is soveel vrees in die lewe vandag. En daar is 'n groot behoefte, sielkundige behoefte, medisinale behoefte en 'n geestelike behoefte aan hoop. 'n Dokter het eendag gesê, hy sê, sedert my vroeë jare as 'n dokter, het ek geleer, as 'n mens om hoop weg te neem van 'n pasiënt, is soos om 'n doodsvonnis uit te spreek. Is soos om doodsvonnis uit te spreek. En ons het dit al almal gesien, het jy nie al nie, in die lewe, as iemand hoop verloor, ag jy sien dit sommer in sy oë, jy kan dit sien, as iemand hoop opgegee het, moed opgegee het. Maar vanoggend wil ek met u praat oor 'n lewende hoop. 'n Lewende hoop. En ek glo my doel as 'n predikant, as 'n pastoor, as 'n herder, is om hoop voor te dra aan u. Om dit te gee in u lewe, dat daar 'n hoop is, en dit is die boodskap wat ons het.
die boodskap van hoop in Christus Jesus. Hoop is biologies, sielkundig en beslis geestelik noodsaaklik vir elke mens. You gotta walk out of this place with a living hope inside of you. En so suurstof is vir die longe, so is hoop vir 'n mens se siel. Jy kan nie asemhaal sonder suurstof nie. En luister hier, jy kan nie lewe sonder hoop nie. Kan nie lewe nie. En tog leef so baie mense hopelose lewens. So ek wil vir vanoggend 'n boodskap van hoop wil ek bring. Die resultate van soveel hopeloosheid is werklik die chaos wat ons vandag in die wêreld ervaar. Die leegheid, die geweld, selfs die dood. En daar is 'n gevoel in soveel mense se lewens en daar is 'n gevoel algemeen dat iets katastrofies gaan gebeur in die wêreld. As jy luister na die nuus en jy luister na mense, luister wat rondom jou aangaan, wil dit voel asof iets katastrofies gaan gebeur. Maar ek wil vir u sê, there is something good that is going to happen. It's the coming of the Lord Jesus. Dis die hoop waarin ons lewe vandag. Mense verloor hoop in hulle leiers. Ons verloor ons hoop in die mense wat aangestel word, die politikuste. Ons verloor hoop oor wat moet gebeur. Hoe kan ons hoop vind in 'n tyd soos hierdie? Jesus is die lewende hoop. En soos in die vallei van die dooie beendere wat Jesaja gesê het, kan hierdie Esegiel gesê het, kan hierdie dooie bene weer lewe. En ek wil vir vanoggend sê, ja. Solank Jesus Christus lewe, solank hy lewe, is daar hoop. Romeine 15:13 sê, mag die God van die hoop, is a God of hope. Mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, sodat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Is daar hoop binne in jou wat opgewek word deur die krag van die Heilige Gees? Daar moet wees. Daar is hoop. Die Bybel wil hê dat jy moet oorvloedig wees van hoop. Dis Petrus se hele punt met hierdie brief. Hoop is 'n verwagting van geloof. Jy weet, daar's 'n verskil tussen hoop en daar's 'n verskil tussen geloof. Geloof het te doen met wat die woord sê en nie met wat jy voel of ervaar nie. Maar hoop het te doen met jou siel, wat jy voel, wat jy kan sien, wat in jou hart gaan gebeur. Daarom kan jou geloof nie werk sonder hoop nie. Geloof kan nie werk sonder hoop nie. Want hoop is 'n bevestiging dat jy reg glo. Dis 'n bevestiging dat jy reg glo. As jy reg glo, sal jy hoop hê. Amen. Ek glo regtig dat Bybelse hoop vat ons verby positive thinking. Vat ons verby na 'n persoon met die naam van Jesus. Sodat al het jy alles verloor, maar jy het Jesus, het jy nog steeds hoop om aan vas te hou.
Dit is die vertroue en die sekerheid dat God 'n beter dag vir jou voorsien. Hy het 'n beter toekoms vir die wat in hom glo. Dat sy beloftes is waar en dat hy 'n geseënde lewe vir jou beplan. As dit nie in hierdie lewe is nie, is dit in die hiernamaals. Hoop is soos lig in duisternis. Dit kan selfs gevind word by 'n oop graf. En dit is hoekom Jesus uit die graf gekom het. Hoop is gesetel in hierdie een feit dat Jesus opgestaan het. En so hierdie lewende hoop wat ons het, is alles omdat hy lewe. Ons hoop is gefestig in sy lewe. En ons behoort volgens 1 Petrus 3 vers 15, sê die Bybel daar, dat jy moet you gotta give an account, 'n rede gee vir die hoop wat in jou is. As jy hierdie hoop in jou het, hoop leef nie daar buitekant ons nie. Hoop lewe in ons. Soos wat Christus in ons woon, woon hoop in ons. En as jy hierdie hoop het, behoort jy hierdie hoop met ander mense te deel. Amen. Ons moet, mense, baie keer as jy van mense al weggaan of jy het met iemand gedeel, dan is daar so 'n negatiewe gees oor jou. Maar as kinders van die Here het ons een ding wat ons nooit kan verloor nie, en dit is ons hoop. En dit is iets wat ons moet deel met mense. Hoop bestaan in die opstanding. Ons noem dit die opstandingshoop. Dit is tog die lewe van die kerk, is die opstanding van Jesus Christus. En solank hy opgestaan het, het ons hoop. Is 'n vaste verwagting dat God gewillig en in staat is om al sy beloftes na te kom aan diegene wat op hom vertrou. My hoop is in sy vermoë en nie in my vermoë nie. Dat God in staat is om elke belofte na te kom wat hy gesê het, hy kan doen. En die opstanding is waar, dit is feitelik, dit is geskiedenis. En die opstanding is meer as net optimisme in die Here. Ek hou van mense wat optimisties is. Ek het 'n vriend gehad wat my altyd, wanneer ek met hom praat oor die land en oor die politiek en die dinge, dan is hy optimisties. Dan sê, weet jy wat, die Here het 'n plan. Die Here gaan ons help. Hy is altyd optimisties dat iets goeds gaan gebeur in die toekoms. Ek wil vir julle sê, ek hou van sulke mense. Amen. Ek hou van my vriend. Dis iets waarmee ek kan deel en iets waarmee ek kan saamstem in sy lewe. Ek het gehoor van 'n pa wat 2 seuns gehad het. En die een seun was altyd negatief. Hy was 'n pessimis oor alles. En die ander seun was 'n volslae optimis. Hy was amper onrealisties in sy optimisme. Hierdie 2 kinders. So het die pa gedink dat hy hulle albei wil balanseer. So, hy gaan met Kersfees en hy probeer om iets spesifieks vir elkeen te gee wat hulle sal balanseer. En so vir die negatiewe seun gaan koop hy baie geskenke. En hy gaan sit dit in sy kamer neer en hy draai dit toe in mooi strikkies met allerlei goeie speelgoed. Maar 'n klomp van hulle. En hy gaan na sy negatiewe seun wat so optimisties is en hy gaan sit permis in sy kamer.
En so het Kersfees aangebreek en die seun wat pessimisties was, het uit sy kamer uitgekom en sy pa het vir hom gesê, "So waar is jou glimlag? Het jy nie al jou geskenke gesien nie?" En die seun sê, "Ja, ek het die geskenke gesien, maar ek het hulle nie eens oopgemaak nie, want ek weet nie of ek van daai geskenke gaan hou nie. En ek weet nie as ek dalk met een speel dat dit gaan breek nie." En omtrent daardie tyd kom die ander seun uit sy kamer uit met net so 'n smaal, die optimis. Hy kom met net so 'n smaal uit sy kamer uit en sy pa sê vir hom, "En hierdie smaal?" En die seun sê, "Ek ruik 'n ponie in my kamer." En ek weet ek gaan hom daar ergens vind. Hulle is goed om optimisme te hê. Maar onrealistiese verwagtinge kan soms 'n mens teleurstel. Ons het dus nodig om meer as wensdenkery te hê en optimisme te hê en meer as net 'n positiewe verstandhouding. Ons het hoop nodig. Iets meers nodig. Iets werkliks nodig. Die Bybel noem dit die lewende hoop. Die lewende hoop. Jesaja 40 vers 31 is 'n vers wat ek as jong mens geleer het en u seker ook. Hulle wat op die Here wag, ons het dit gesing, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie. En daardie woordjie om op die Here te wag is baie keer moeilik om te verstaan. Maar as jy dit gaan navors, beteken daai woordjie wag eintlik hulle wat op die Here hoop, kry nuwe krag. As ek dis nou lees wat Jesaja sê om te wag is om te wag in hoop in die beloftes van die Here. So hierdie lewende hoop is 'n soliede, 'n sterk, 'n seker, 'n standvastige fondasie in ons lewens. Ek het 'n hoop dat die beloftes van die Here waar is. Amen. Ek het 'n hoop dat as hy opgestaan het en ek eendag in die graf ingaan, gaan ek ook opstaan. Want my hoop is nie in hierdie wêreld nie, my hoop lê in 'n ander wêreld. Is nie gekoppel aan hierdie wêreld nie. Volgens Hebreërs 11 vers 1 sê dit, geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. God se hoop is absoluut medisyne vir 'n mens se siel. So twee duidelike punte probeer Petrus maak in hierdie gedeelte. 1, ons lewende hoop is in die God van hoop. Hoop het 'n naam. Hoop se naam is Jesus. Paulus het aan die verstrooide heiliges, nie die elite Christene daai tyd nie, hy het die verstrooide heiliges, het hy hierdie brief geskryf. Van daai tyd het die kinders van die Here is hulle vervolg, is hulle doodgemaak, maar hulle het almal met 'n opstandingswete en 'n hoop in hulle lewens gelewe. Die Bybel sê dat hierdie lewe wat God vir ons beplan, word gereserveer in die hemel. Dit word in die hemele bewaar. Kom ek vra u vanoggend, wie van u het 'n hoop vir die hemel? Dat God 'n plan het met jou in die hiernamaals. Wie het daai hoop wat binne in hom lewe? Maak nie saak wat met jou gebeur hier nie. Ek het 'n hoop vanoggend
want ek weet, my naam is geskrywe in die boek van die lewe. Ek het 'n hoop, want daar is iets groter as hierdie lewe wat op my wag. Iets beter as hierdie lewe. Is 'n vaste hoop, wat 'n mens vashou deur slegte nuus, deur siekte, deur benoudheid in ons lewens. Ek kan myself net voorstel, terwyl Petrus hierdie brief geskryf het, onder die gesag en die inspirasie van die Heilige Gees, en hy van hierdie lewende hoop praat, dink Petrus sekerlik terug aan sy eie lewe. Hoe hy Jesus begin volg het, alles gelos het en hom gevolg het. En ongetwyfeld, as 'n visserman, het Petrus alles verlaat om Jesus te volg. En hy in daai 3,5 jaar wat hy saam met Jesus gewandel het, het hy so baie gelewe. En uiteindelik, toe Jesus vir Petrus vra, wie sê die mense is ek? Toe sê hy, U is die Christus, die Seun van die lewende God. En dit is die belydenis van elke kind van die Here vandag. Ons het hoop, want Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God. En later toe sommige volgelinge Jesus begin los, sy disippels hom begin los, hulle begin wegwandel, en want daar's vervolging, en Jesus sê dinge wat aan mense nie oor saamstem nie. Toe is Petrus een van die disippels van Jesus, wat Jesus aanvra, gaan jy my ook los? Gaan jy my ook verlaat? En Simon Petrus sê, Here, na wie sal ek gaan? U. U alleen het die woorde van die ewige lewe. Na wie toe sal ons gaan vir hoop? Na 'n pilboksie? Na 'n dokter? Na 'n sielkundige? Al daai dinge is hulp, maar wie het in hierdie lewe die hoop en die woorde van lewe? Dit is Jesus. Amen. Simon Petrus het later beloof, hy sal nooit die Here verloon nie. Maar ons weet wat het gebeur. Jy ken daai storie, 3 keer het hy hom verloon. Toe Jesus kort daarna na Petrus kyk, weet Petrus dat hy het Jesus verloon, en hy laat sak sy kop, en die Bybel sê dat hy was skaam, en die Bybel sê hy het bitterlik geween. Nou het Petrus in sy lewe alle hoop verloor. Hy sit daar, hy voel die Here het hom gelos. En Jesus sterf aan 'n kruis, vermoor, en hy word in 'n graf neergelê. En die hele destydse wêreld word hopeloos. En vir Simon Petrus en die res van hulle almal, is almal gevul met vrees, kruip hulle weg. Simon Petrus het alle hoop verloor. Alles wat hy gedroom het, wat hy gehoop het, wat hy Jesus gehoor sê het, is nou klaarblyklik weg. Totdat Jesus uit die graf uitkom. En Jesus aan hom en aan 500 ander disippels, ander mense verskyn. En ek kan nie help om te glo dat terwyl Simon Petrus hierdie woorde skrywe, hy nie teruggaan na daardie dae toe hy geen hoop gehad het nie. En so sou Petrus bid, vers 3, en die volgende. En hierdie vers 3, ek gaan dit weer lees, is werklik 'n doxologie, dis 'n lof aan die Here, want Petrus het hoop gevind. In Petrus 1 vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding
van Jesus Christus uit die dode. Tot 'n lewende hoop. Daar is soveel teologie, soveel Bybelse waarhede in hierdie gedeelte. Maar uiteindelik is Petrus so opgewonde, want hy het geweet dat Jesus lewendig is. En ek weet nie van u nie, maar die hoop in ons dat Jesus lewendig is, maak my ook om hom te loof en hom te prys. Elke Sondag as 'n kind van die Here word ons herinner dat hierdie is die dag wat die Here opgestaan het. That's why it's good to be in the house of the Lord. Ek word herinner aan die lewende hoop, dat hy nog steeds lewe. Wanneer jy hier inkom, het jy dalk nie hoop nie, of jy dalk min hoop, maar jy hoor die lof, jy hoor die prys, jy hoor die woord, jy neem deel aan die bloed en die liggaam van Jesus Christus, en jou lewe word gevul met hoop. En iemand wat lewendig is en beloof het dat jy sal saam met hom wees. Geen vyand kan hierdie hoop van jou af wegvat nie. Geen pyn kan hierdie hoop van jou wegvat nie. Geen hartseer kan hierdie hoop van jou verydel nie. Dis gesetel in 'n lewende God. Sy opstanding is hoekom ek hoop het vanoggend. Paulus het gesê, as Jesus nog in die graf is, dan is ons die ellendigste van mense. Maar hy is nie meer in die graf nie. Nou is 1 Petrus 1:21, hy sê, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het, en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. Ons hoop bestaan in dat Jesus Christus die poorte van die doderyk oorwin het. Die Bybel sê dat mense was sonder God en sonder hoop in die lewe. Is dit nie waar dat mense wat nie God het nie hoop nie? Is jy wedergebore tot 'n lewende hoop? Weet jy wat, ek is so bly dat, ek weet baie keer nie wat om vir mense wat in werklike situasies is, wat hulle lewe gaan verander, baie keer wat om te sê nie, maar een ding wat ek kan gee, is hoop. Ek is so dankbaar dat ek mense in situasies wat absoluut hopeloos lyk, kan vestig in 'n lewende hoop. En hy vir die weduwee wat haar man verloor het, die helfte van haar hart het sy verloor toe hy sterf. Maar in daai situasie is daar nog steeds hoop. Ek is so bly dat ek steeds vir mense kan vertel dat daar 'n onvernietigbare, onfeilbare, gereserveerde in die hemel hoop vir elke persoon is. Daar is 'n persoon met die naam van Jesus wat ons nooit sal misluk nie. Ek kon dit al gedeel het met mense wat kanker het, wat tragedie het in hulle lewe, wat verwerp is deur mense. En vir die een wat 'n dodelike siekte mee gediagnoseer is daar hoop in Christus. Aan die een wie se kind haar geloof verwerp het, haar kind het die geloof verwerp, maar ek wil vir u sê, as gevolg van Jesus, is daar nog steeds hoop vir daai ma en vir daai pa.
aan 'n eggenoot, 'n man of 'n vrou wat deur sonde verraai is, deur oorspel in sy lewe, kan 'n mens dink dit is verby, maar ek wil vir u sê daar is nog steeds hoop. In elke huwelik is daar steeds hoop. Want ons God is 'n God van hoop. Hy is nie net 'n God van hoop nie, hy is die God van die hemel. Ek wil vir julle sê, hoop gaan oor die hiernamaals. En daar is 'n lewe daar buite wat in die hemele, sê die Bybel, bewaar word vir jou. Dit word in die hemele bewaar. Ek wil vir julle sê, as jy nie Christus ken nie, gaan jou lewe hopeloos eindig. Maar as jy Christus Jesus ken, wil ek vir jou sê, jy gaan in hoop eindig. Daar is 'n hemelse hoop. Een wat veilig en seker is. Dis onverganklik, sê Petrus. Dis 'n weet dat ek weet hoop. Ek is so bly, as ek eers aan Christus behoort, kan ek nie onbehoort aan hom nie. Dit word in die hemele bewaar, 1 Petrus 1 vers 4 tot 5, sodat ons 'n onverwelklike, onbesmette, onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word. God's got a grip on you. Daarom moet ons soos Kolossense sê, die dinge bedink wat daar bo is en nie dinge wat hier onder is nie. Ons moet staat maak op die lewende hoop, die beloftes wat voor ons lê, wat gereserveer is. Hoop sal jou deurvat. It'll get you through. Can I get an amen? It will get you through. Ek onthou toe ek 'n ruk terug my ma verloor het. Sprankelend en vol lewe sy was. En ek onthou toe sy baie deur mekaar was. 'n paar dae voor sy gesterf het. Maar sy het hierdie een ding die heeltyd bely. Sy het 'n psalm bely wat sê, die Here is my krag en my psalm. Hy het my tot heil geword. As ek haar hoor, dan sê sy, die Here is my krag en my psalm. Terwyl ek met haar praat, sal ek oor iets praat en dan sal sy so tussenin sommer net sê, ag, maar die Here is my krag en my psalm. Hom sal ek loof. My ma was ure weg van die hemel. Maar toe ek haar sing en haar belydenis hoor, is ek gevul met hoop. Ek was hartseer, maar ek het nooit my hoop verloor vir haar nie. 'n paar dae later is sy oorlede. Ek is spyt ek het nie meer tyd met haar gespandeer nie. Maar ek het hierdie hoop dat ek weer tyd met haar gaan spandeer. Het u hoop in Christus vas? Het jy sy uitnodiging al aanvaar? Is jou bespreking in die hemel gereserveer? Nou vanoggend wil ek hoop oor u uitspreek, oor u lewe. Ek wil hoop oor u familie uitspreek. Watter dinge u ook al in u gesig mag staar. Ek wil die lewende hoop van God in u opwek. Ek wil u hoop gee in swakheid, hoop in siekte, hoop in teleurstelling, hoop in verlies. Psalm 43 vers 5. Ek wil u vra om saam
uit te staan. Ek wil vra om hierdie hardop agter my aan te sê, wat buig jy jou neer? Kom ons sê dit weer, kom ons lees dit almal saam. Wat buig jy jou neer, o my siel? En wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Wat buig jy jou so neer? Hoop op God. Ons kan nooit opgee nie. Want ergens in die toekoms, luister hierso, ergens in die toekoms wag die goedheid van die Here om my in te haal. Al die dae van my lewe. Goodness and mercy, hy twee leiwagte in my lewe, will follow me all the days of my life. Amen. I know that God's got something good in store for me. No matter what I have, what I feel, what I'm going through right now, I know He's got something good in my life. And I will grip it this morning. Ek sal dit vasgryp vanoggend.